Suid-Afrika was maar die liefling van die wêreld gewees, maar die staat doen alles in sy vermoë dag na dag om te sorg dat daai lieflingstatus verweer word en verminder. Ek sit nou in gesels saam met Anton van der Byl spesifiek oor die ware opportunisme daarin om hierdie regulasies oor gelyke indiensneming sommer so half oornag uit die bloute in die Staatskoerant te publiseer, selfs al blyk dit onwettig te wees om dit so te doen. Maar wat beteken dit vir die gewone werkgewer of 'n ou wat 'n onderneming het daar buite aan doen? Ja, Pieter, ek dink dis 'n baie goeie gesprek wat ons moet hê. Op die einde van die dag word ons gekonfronteer baie keer met die vraag oor wat sê effek die regstellende aksiemaatreëls en regulasies op my. Nee, ek dink om dit baie prakties te verduidelik met 'n ou voorbeeld gebruik, sê nou soos ek is 'n hardwerkende werkgewer wat 'n ingenieurswese firma opgebou het en ek sit nou met 50 werknemers. Ek het goed gedoen vir myself en ek probeer my firma uit te brei. Ek het 10 poste wat ek adverteer vir mense, professionele ingenieurs om voor aansoek te kan doen en deel te kan neem aan my besigheid. In terme van die nuwe regulasies wat gister uitgevaardig is, beteken dit dat jy streng in terme van die nasionale demografie mense moet aanstel. Daar's nie 'n genuanceerdheid om te kyk of is daar mense wat bevoeg en bekwame is om die werk te kan doen nie. Jy moet in terme van hierdie regulasies moet jy 8 uit daai 10 poste wat jy adverteer, moet jy reserveer vir swart mense en dan die res moet in terme van die demografiese profiel moet dit aangestel word. So dis harde regulasies, dit tree in werking vanaf die 1 September, so jy het vanaf eintlik maar gister tot en met die 1 September dat jy jou regstellende aksieplan moet opstel in terme van die regulasies. En as jy aangewese werkgewer is wat derhalwe 50 of meer werknemers het, dan moet jy dan voldoen. Dis nie 'n keuse wat jy het nie. Dis drakonies. Dit is absoluut iets wat nie in Suid-Afrika hoort nie. Ons is een van die lande met die hoogste werkloosheidssyfer en hier is iets wat nie hoort in Suid-Afrika. Nou, wag net eers 'n bietjie. Ek meen, hoe sluit dit aan by die skikking wat Solidariteit juis met die regering oor presies hierdie ding bereik het verlede jaar nog? So as jy kyk na die skikking wat ons bereik het, dan is hierdie optrede van die departement lynreg teenstrydig met die skikking wat bereik is. Die skikking sê duidelik dat indien 'n persoon regstellende aksiemaatreëls toepas, dan moet dit genuanceerd wees. Jy moet jou eie operasionele vereistes moet jy in ag neem. Jy moet kyk wat is die ekonomiese omstandighede, jy moet kyk wat is goed vir jou in die omstandighede, om nou vir die departement regulasies uit te vaardig om te sê, maar ek wil geensins hierdie faktore in ag neem nie. Ek kyk streng wat is die ekonomies aktiewe populasie, demografiese persentasies. Dit is teenstrydig met die hofbevel en die skikking wat ons bereik het. Ja. Maar ek is seker, daar is geen twyfel nie, Anton, dat Solidariteit gaan alles binne hulle mag doen om seker te maak hierdie skikking word wel gereflekteer, seker maak dat die hof sy sê hieroor, want soms blyk dit is al wat 'n ou kan doen in hierdie situasie. Ja, ons kan hartlik tegeer. Hierdie is nie iets wat ons kan aanvaar nie. Ek dink die publiek aan buitekant, as jy kyk na die nuutste peilings en jy kyk wat in ons politiek gebeur, mense is moeg. Mense wil nie meer slaaf wees van die staat nie. Hulle is nie bereid om dit te wees nie. En ja, hierdie is maar net nog 'n proses deur die staat om mense slawe te maak van die staat. Ons kan dit nie duld nie. Ons gaan dit tegeer, ons gaan internasionaal gaan ons dit in die groot blok hang. En ons moet voortgaan. Die publiek kan ook buitekant mismoedig raak en sê, maar wat help hierdie gevegte? Dit help verseker. Ons moet elke onreg met ons aanspreek. Ons kan dit nie daar laat nie. Derhalwe sal ons dit laat gee. Ja, en veral miskien in hierdie tyd wat ons weet, die internasionale kollig is juis op Suid-Afrika. Hier plaaslik weet ons hoe radikale politici oor jare heen hierdie soort wetgewing gebruik en aanvaar ons plaaslik moet dit maar duld. Daar was miskien 'n hele wanindruk internasionaal oor hoe erg dit regtig is. Nou skyn daar 'n kollig daarop. Ek dink dit is 'n goeie tyd vir ons om hierdie ding verder te voer. Nou, nie net hierdie spesifieke regulasies wat nou gepubliseer is nie, maar dit gaan ook oor die hele groter saak van raswette in Suid-Afrika, nee. Ja, nee, verseker. Op 'n einde van die dag, Suid-Afrika was maar die liefling van die wêreld gewees. Maar die staat doen alles in sy vermoë dag na dag om te sorg dat daai lieflingstatus verweer word en verminder. Maar dis iets wat ons moet hanteer. Op die einde van die dag sien ons dat ons litigasie en ons prosesse is nie verniet nie. Dis klein stappies wat ons vorentoe neem, maar ons gaan wel vorentoe. Of net aanhou daarmee, ons moet nie mismoedig raak nie en sal hierdie tipe van goeders moet ou maar net veg in die howe en oralste waar kan internasionaal en plaaslik. Ja, vir daai werkgewer dan, ons het hierdie gesprek daarmee begin,
Maar die feit dat hierdie regulasies gepubliseer is, beteken nie die werkgewer moet onmiddellik daaraan voldoen nie. Trouwens, ons vra juis vir werkgewers steun ons in hierdie proses om hierdie druk te plaas waar dit nodig is. Ja, verseker, werkgewers kan nie voldoen nie. Jy kan probeer 'n skynvoldoening doen, maar op 'n einde van die dag as jy weer uit vir 'n jaar of 2 met jou besigheid toemaak, want jy kan net nie meer voldoen aan die vereistes wat die staat in jou stel nie. So die kort en lank is, werkgewers kan aan buitekant kan probeer om op papier te voldoen aan hierdie tipe van goeders. Dit is net nie iets wat geduld kan word nie. Ons moet dit litigeer. Ek weet dit is groot litigasie en dit is polities is dit nie altyd maklik om dit te veg nie. Maar vra ons die publiek aan buitekant om ons te ondersteun. Ons gaan met 'n omvattende veldtog vorendag kom en ons vra die minste werkgewers, werknemers steek op julle hand. Kom ons veg saam en hopelik kan ons hierdie stryd in die howe en internasionaal. Dankie Anton, ons hou met belangstelling dop wat van hier af verder gebeur, spesifiek dan oor die regulasies ook. Ja, dankie.